Okay, nou het jy jou lysie en ook hoe dit jou alles maak voel het. Nou gaan Jesus ons help om ons hart sag te maak teenoor daai persoon. Want onthou, ons wil nie meer gemartel word omdat ons die swaar las van onvergifnis saamdra nie. Nou gaan jy een vir een, punt vir punt deur jou lysie werk. Pas stap 2, 3 en 4 toe op elke punt. Kom dan terug na die video stap 2 toe om die volgende punt op jou lysie te hanteer. Wees rustig en gaan stap vir stap. Moenie jaag nie. Vir stap 2, op elke punt wat jy geskryf het, stop en praat met Jesus en vra dat Jesus jou hart moet sag maak en jou moet help om deernis, compassion, te hê vir die ander mens en om te kan probeer verstaan wat hulle situasie is of was. Koning Jesus, ons het nou u compassion, u deernis nodig om ons harte sag te maak teenoor die mens of mense. Help ons asseblief Vader om te kan begrip hê vir hulle situasie en om hulle nou asseblief te kan vergewe. In Jesus almagtige naam, dankie Abba Vader. Amen. Bly op elke punt en bid tot jou hart sag word teenoor die mens en die insident. Dit gaan makliker en makliker raak. Ek beloof jou. Hê begrip en probeer verstaan dat jy nie weet wat die ander mens se situasie is of wat daai mens alles moet saamdra of nog deurgaan nie. Of nog deurwerk nie. Al ken jy die mens goed, ons weet nog steeds nie alles van daai mens af nie. Dalk het 'n pa of 'n ma hom misbruik of abuse as kind. Dalk het iemand hom of haar baie seer gemaak. Dalk sit hulle met klomp issues wat self nog nie deurgewerk is nie. Dalk het daai mens nog nooit 'n goeie voorbeeld of rolmodel gehad van hom te lewe nie. Dalk ken hulle nie vir Jesus nie. Ons weet nie. Maar een ding is verseker, net soos wat ons Jesus se liefde en vergifnis nooit kan verdien nie. Net so verdien hulle heel moontlik ook nie ons vergifnis nie. Maar ons vergewe omdat ons kinders van God en van Jesus is. Omdat ons kinders van God is en Jesus leer ons so. En verseker ook omdat ons oorwinning wil hê in ons lewe en omdat ons nie meer gemartel wil word nie. Vergifnis gaan nie net oor die ander persoon nie. Dit gaan oor ons. Oor ons lewe, oor ons verhouding met Jesus. En die feit dat Jesus se volheid en dat die feit dat ons Jesus se volheid in ons lewe wil hê sonder om getuister te word.